Woensdagmiddag, 17 September en welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Goed, ouder gewoonte, kom ons kyk wie kom op. En dan vat ons dit daarvan af. Dit is so 'n bietjie oranje pink tipe hemp aan vandag. Dit is so 'n bietjie anders te wees. Jy weet, kan nie altyd dieselfde goed aantrek nie. Mensig. Ou se klere selfs is al klaar besig om oud te raak, maar nou ja, dit is hoe dit is. Kom ons kyk wie kom op. Kom ons kyk. 'n Paar interessante goed wat vandag gebeur het en gister gebeur het en eintlik vanaf maandag gebeur het. So, kom ons kyk wie kom op. Terwyl ons opkyk, ek het wag vir mense om op te kom. Ek het 'n interessante video gekyk, hierso op Telegram, van hierdie een ou wat verduidelik hoe in Suid-Afrika, dis nou 'n ou in Australië, wat verduidelik hoe in Suid-Afrika die Zioniste wou hê dat die wites die swartes die hele tyd moet domineer. As ek dit nou so kan wys, oor twee groepe, horisontaal. Die wites moes die swartes domineer in Suid-Afrika. En toe in Verwoerd se tyd, daai kite het nie lekker gevlieg nie. Verwoerd wou dit nie so gehad het nie, hy wou die mensdom horisontaal gevat het en hulle vertikaal gemaak het. Zulus, Xhosas, Vendas, hulle eie plek gee van aparte ontwikkeling. Dit was nie segregasie nie, dit was aparte ontwikkeling. En dit is waar hierdie lot klei getrap het. Natuurlik het hulle as prins klei getrap en die woord apartheid 'n vloekwoord gemaak in die wêreld. Maar wat hy wou gedoen het was, hy wou aparte ontwikkeling laat plaasvind het, en dan het die mense hulle self geregeer en selfstandige state geword, en hulle kon later selfs onafhanklike lande word. Dit was die plan, maar die Zioniste in Suid-Afrika het dit nie toegelaat nie, en erger druk op hulle geplaas, erger druk op die nasionale party geplaas, en eventueel het die hele huis van kaarte in mekaar getuimel. Daar is nou een persoon se profiel hierbo en ek weet nie wat 'n profiel dit is nie. Maar baie welkom by Koffie met Brood. So, dis wat ons wou gedoen het in Suid-Afrika. Dis vir my baie interessant hierdie hele verhaal, want dis presies wat ons gaan doen met die federale alliansie. Die verskil is net, ons weet hoe om dit te kombineer. Punt nommer 1. En punt nommer 2, wat hierdie verskil aan betref is, ons gaan nie dat enigiemand ons keer nie. Ons is nie een persoon wat 'n show run nie, ons is 'n raad. Raad van 10, raad van 20, raad van 40. En enige een van die raadslede kan die eerste persoon se plek inneem. So dit is hoe dit werk. Dis hoe dit werk, jy sien. So jy kan nie een ou uithaal en dink jy gaan die hele huis van kaarte laat tuimel nie, dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie. So dit was 'n baie interessante video gewees, en wat vir my ook baie interessant is wat nou tans afspeel in Brittanje. Met ou Trumpie wat daar is. Kom ons drink nog koffie. So Donald Trump het in Engeland gearriveer, en op Windsor Kasteel het hulle bly foto's wys van hom en Epstein, en eventueel die mense wat die foto's gewys het op die kasteelmure is gearresteer en weggevat. En ek weet nie, is dit Henny wat daar opgekom het, ek is seker nie. Maar in elk geval, en hierdie mense is gearresteer en hulle is weggevat, en interessante dinge het afgespeel, presies wat afgespeel het met koningin Victoria voordat sy dood was. Dou, wat sê jy? Dou, jy was lanklaas op, jong, gaan het goed met jou. In elk geval, die presiese ding het afgespeel met Donald Trump by die kasteel Windsor, soos wat met wat gebeur het met koningin Victoria. Charles het geloop, Donald Trump het geloop, Donald Trump het vooruit geloop. Hy het vooruit geloop, hy het die wag gesaleer, en Charles het niks gedoen nie, hy het net agter aangestap. Dit wys dat Donald Trump is in beheer van daardie weermag. Dit klink soos 'n conspiracy theory, maar hier's diepere dinge agter hierdie hele game.
Hierdie hele politieke spel loop so diep en dit gaan baie interessant wees die dag wanneer die Federale Alliansie Suidelike Afrika of Suider-Afrika beheer, want dit gaan 'n openbaring wees soos min. Dis wat gaan gebeur, 'n openbaring soos min. Trump het in dieselfde koets gery as Charles, na die kasteel toe en terug na die plek waar hulle gebly het. Interessant dat Melania en Charles albei persklere aangehad het. Melania het 'n pershoed aangehad, Donald Trump het 'n persdas aangehad, wat praat van koninklikheid, royalty, koninklikheid. So al hierdie goed afgespeel in Engeland. En dit was 'n paar maande later, whatever, so 'n ruk later, 6 maande later, plus minus, toe koningin Victoria afgesterf. Wat is die kans dat Charlie ook gaan groet? Donald Trump wys net hy is baas. Hy wys maar net hy is baas. Dit is net hoe dit is. So wie weet wat agter die skerms afspeel, né? William en sy vroukie Sarah, dink is Sarah. Is dit Sarah? Nee, flip, ek kan nie so onthou nie. Maar in elk geval, William, hulle moes wag vir Trump en Melania om op te dag. Hulle was laat. En kyk, as jy nou koninklikes kan laat wag, nee, is dit nou een van die dinge. In elk geval, Trump het sy eie trompet natuurlik geblaas en gesê, hy het amper 'n handelsdeal met China, en hy is so opgewonde oor 'n nuwe deal wat hulle met China doen, en hy het net 'n paar dae gelede het hy China so afgeskryf. Is net nie waar nie. Nou is hulle weer groot vriende. Politieke speletjies. Trump het ook gesê, hulle het binnekort 'n handels of 'n ooreenkoms met TikTok. Dit gaan binnekort gekoop word deur Amerika, en hulle tyd tot wat, ek dink 16 Desember, interessant. Ek dink 16 Desember het hulle tyd toe om die finale ooreenkoms te maak. Ek dink ek het die datum reg. Yes, Jan, wat sê jy? En so dit is wat besig is om oor see te gebeur, né? Trump het ook vir ICE en ander weermagselemente ingestuur in Memphis, Tennessee om van die kriminele elemente ontslae te raak. Trump is besig om daai stede een vir een skoon te maak. Dis presies wat ons hier gaan doen. Daar is tye wanneer ek sweer dat Donald Trump kyk na koffie met brood. Want die goed wat ek sê en die goed wat ons beplan, is hierdie ou besig om te doen. Maar nou ja, dit is wat dit is. Dit is wat dit is. Israel het mos daai Hamas leiers in Qatar, daar sê ou Jan, in Qatar uitgehaal, en toe hou die Arabiere, Saudi-Arabië, Qatar, Pakistan, almal van hulle, al hierdie Arabiere, hou toe 'n groot vergadering. En hulle is almal eens dat Israel kan dit nie doen nie. Netanyahu vee sy Ali daarin af en hy sê hy sal doen wat hy wil. As daar terroriste in ander lande wegkruip, hulle moenie dink hulle is veilig nie, hy sal hulle uithaal. Hierdie kan 'n Tamaleki raak van Netanyahu. Dit kan 'n Tamaleki raak en die kans is, ek wil nie sê die kans is goed nie, maar die kans is goed dat die Abrahamse akkoorde kan platval as gevolg van daardie aggressie wat Netanyahu gewys het. Verder het die grondoffensief in Gaza stad begin. Mense het gevlug vir hulle lewens. Hulle is net 10 minute gegee. Netanyahu praat so groot oor televisie dat hulle nou dit gaan doen en dat gaan doen. In die meantime, 10 minute later, toe doen hulle dit. Toe moes die mense begin vlug uit hulle huise uit. Hulle is besig om Gaza stad plat te vee. Donald Trump het gesê, daar was gerugte dat Hamas die gijslaars nou voor hulle hou as skulde, soos wat hulle uit hulle gate uitklim. Ek weet nie hoe waar dit is nie. Maar Netanyahu het net een plan. En dit is om Palestina, of die staat Palestina, want dit was nie 'n volwaardige land nie. Dit was eintlik 'n land of 'n staat op 'n verkeerde plek. Hy het klaar sy besluite geneem om die plek net plat te vee en om dit deel te maak van Israel. Dis wat gebeur. Hy gaan nie gekeer word nie. Maak nie saak wie sê wat nie, maak nie saak of die wêreldhof iets sê nie, dit beteken vir hulle niks. Dit maak nie saak of Luxemburg ook nou besluit het om
die Palestynë staat aansien te gee of te herken nie, dit beteken 0. Netanyahu vee dit plat. Hy het so ver gegaan om vir Jemen te waarsku oor wat sê die Houdanai? Waar is daai woord? Ek dink ek die regte woord kry. Die Hodeida. Die Hodeida hawe te ontruim. Hy het hulle gewaarsku, hulle moet die hawe ontruim. Ek weet nie hoeveel mense het gehoor gegee aan sy uitsprake nie, maar hy sê hulle het vir die Jemenese laat weet hulle moet die hawe ontruim, en dit was nie kort lank daarna nie, toe blaas hulle die hawe op. Dit is net rook en chaos. Toe val hy die Jemenese hawe aan, en hy wis die flippende ding uit. Jy sien, dit is waarmee hulle besig is, hierdie mense. Jy kan nie hierdie goed opmaak nie, man. Dit is soos 'n verhaal wat voor jou afspeel. Goeiemiddag, Mariaan. Dit is soos 'n verhaal wat voor jou afspeel. Jy kan nie die goed opmaak nie. Nee? Merts, ek wil nog terugkom na Israel toe. Ou Marco Rubio, wat by die klaagmuur gaan klaag het, en saam met Netanyahu hulle gaan bid het, met sy kippaatjie op sy kop en al hierdie tipe van goed. Sy ma is 'n Jodin. Sy ma is 'n Jodin. Dit wys jou net hoe ingewortel hierdie mense is. Ek wil net gou hierso kyk, waar het ek het nog iets geskryf van 'n kippa. Ek sal seker by dit uitkom. Maar sy ma was 'n Jodin. Of is 'n Jodin. Ek weet nie of sy afgesterf het nie. Maar in elk geval, so ja, in Merts ook, daar is hy, dis waar ek het wel gesê het, Duitsland, se ou, Merts. Merts het omtrent gehuil toe hulle 'n sinagoge geheropen het in Munich. Die ou was omtrent in trane, toe hy die sinagoge in Munich heropen. Dis nou Merts, van Duitsland. Die leider van die CDU. En hy het 'n kippa gedra by die opening. Hoekie op die kop. Hierdie mense is nie Christen nie, man. Hulle is Khazars, Zioniste, en hulle is kop in een mis met al die ander. Dis soos tentakels reg oor die wêreld. En ons gaan baie dinge interessant sien wat uit Charlie Kirk se moord uitkom. Candace Owens het nou 'n podcast gemaak oor Charlie Kirk se moord, en sy het bewyse van wat gebeur het. Sy het bewyse, hierdie vrou. Sy het bewyse van omkoopgeld wat hulle vir Charlie Kirk wou gegee het net die dag tevore of 2 dae tevore. Iets soos ek weet nie hoeveel miljoen nie. Dis amper 'n biljoen, as nie 'n biljoen was nie. Ja, 6 nulle. Dis 'n biljoen wat hulle vir Charlie Kirk wou gegee het. En dat hy vir Netanyahu moes gaan ontmoet het in Israel. Charlie Kirk het geweier. Hy sê hy stel nie belang nie. En is een van die ryk manne in Amerika wat hom probeer ondermyn het. Net omdat hy gesê het, hy dink hy gaan nou begin uitpraat teen Israel, want hy dink wat Israel doen is reg nie. Ons verdomp weet wat Israel doen is nie reg nie. Dis nie reg nie. Maar dis die Khazars. Hulle wil die wêreld beheer. En hulle doen dit deur geld. Ons gaan so versigtig moet wees wanneer die dag kom. Om terug te kom by Duitsland, die AfD was nou die dag, omtrent so 'n maand terug, was hulle op 26%. En in die laaste peiling nou is hulle op 27%. En die CDU is nou op 25%. Die naaste party, die SPD, is op 15%. En die AfD is stadig maar seker besig om te klim. Inteendeel, as die AfD die kleinste 3 partytjies inlyf by hom, die Groen en nog 3 ander kleintjies, dan kan hy 'n nuwe Bundestag vorm. Nie dat hulle dit wil doen nie, want die ander ouens stem nie saam met hulle ideologie nie, maar dis wat hulle kan doen, né? Dis wat hulle kan doen. Goed, in ander nuus, Suid-Korea, Japan en die VSA het gesamentlike lug- en vloot drills gedoen, so by so dat Noord-Korea gesê het, die VSA en Suid-Korea en Japan is moedswillig. Hulle is moedswillig
Hulle is besig om moeilikheid te soek, hulle is moedswillig. Nou laat hulle maar moedswillig wees. Goeiemiddag Jenny. Laat hulle maar moedswillig wees, né? Hulle is moedswillig met hulle drils. Orbán het ook weer uitgevaar van Hongarije. Hy het ook weer uitgevaar. Hy het hulle geen immigrantewet verdedig en hy bewys 100% dat Pieter, wat sê jy? Hy bewys, Pieter, jy was lanklaas op, hoe gaan dit man? Hy bewys letterlik hoe hulle nie onwettige immigrante toegelaat het in hulle land en dat hulle land in Hongarije is nou die veiligste land in Europa. En hy wys hoe Engeland en Duitsland en al die ander lande, Frankryk, hoe hulle absoluut afgetakel word, Swede ensovoorts, afgetakel word deur die onwettige immigrante. Suid-Afrika is vir my 'n grap wat hierdie goed aanbetref. Ons hotnots dink hulle gaan seevier, hulle gaan nie. Ons sal nog by hulle uitkom. Ons sal nog by hulle uitkom, né? Luister nou na hierdie ene, en ek wil sommer gou, terwyl ek hier so sit, wil ek net die Bybel opbring, hier op my skerm, want ek wil hierdie vir julle lees. In die boek van Openbaring, 13 vers 15, ek doen nie dit altyd nie, maar ek wil net iets vir julle hier so lees. Dit sê hier so in Openbaring 13 vers 15, sê dit die volgende. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word, wat die dier se beeld nie aanbid nie. Ek gee vir die skrif, want daar het nou 'n interessante ding gebeur, in die land Albanië. Die land Albanië se eerste minister het vir die eerste keer in die geskiedenis van die wêreld, het hy 'n kunsmatige intelligensie aangestel as 'n minister in sy kabinet. Hierdie is inleiding, mense. Dis inleiding. Ek weet pastoor, wat is sy naam? Dani. Hy's besig om die mense nou bang te maak oor die 26 September. Hierdie is net die begin van die goed. Hierdie is die begin van die pyne, die begin van die smarte. Daar's nog grootskaalse gemors wat in hierdie wêreld moet plaasvind voordat die Christus terugkom. En hy kom dan in 'n geval nie terug nie, dis verkeerde lering. Hy kom net op die wolke en dan verdwyn die kerk. En dis nie almal in die kerk nie. Hierdie mense wat so probeer om te profeteer en verkeerde goed te sê, maar in 'n geval, dit is kom ons kyk wat gebeur die 26ste. Dit gaan baie interessant wees, want as ek koffie met brood maak die volgende maandag, dan weet julle uit gelieg, want ek is nog steeds hier, en ek weet dat ek sal gaan na die Vader toe. Maar in elk geval, so die eerste kunsmatige intelligensie minister is aangestel, die ding se naam is Diella, D-I-E-L-L-A, en hierdie ding is veronderstel om regeringskontrakte van korrupsie te beveg. So hierdie AI is aangestel om korrupsie te beveg, basically. Né? Diella. Dit klink soos, in hulle taal beteken dit die son. Die son, is dit nie interessant nie? Die son God. Maar Diella klink soos Diablo, sy naam vir Satan. Dit klink ook soos Delilah, né? Die verleier, die leuen. Dis wat dit is. Dis wat dit is. Kunsmatige intelligensie moet vir jou oordeel. Is dit nie interessant nie? Dis vrek interessant. Mense, julle hoor hierdie nuus net op koffie met brood. Net op koffie met brood. Tucker Carlson het 'n baie interessante ding gesê. Hy het gesê dat swart Suid-Afrikaners het meer grond as wat daar is in Duitsland, Frankryk of in wat is die ander land wat ek genoem het? Waar is ek nou? Of Spanje. Hy sê ons swart Suid-Afrikaners het meer plase en boergrond as Duitsland, Frankryk of Spanje. Ek weet nie waar hy daai statistieke gekry het nie, maar die kans is goed dat hy reg is.
En hy sê, hy kan nie verstaan nie, dat daar nog steeds hongersnood in plekke is in Suid-Afrika, dat die mense nog steeds honger is, maar hulle het al hierdie grond. Hulle het meer grond as wat Duitsland, Frankryk en Spanje het. Wat sê dit vir jou? Hulle kan nie boer nie. Weet nie hoe nie. Weet nie wat om met die grond te maak nie. Daar's nie 'n flippe manier nie, want hulle is nie boere nie. Reg oor die wêreld, nee, in verskeie lande, Suid-Amerika soos in Argentinië, Brazil, selfs in Midde-Afrika, Zaire, obviously nou in Rusland ook, en het gaan binnekort seker maar, en daar is, ek weet van plaaswerkers in Amerika, ons boere werk in ander lande en ons boer, en hulle gaan goed aan, want dis wie hulle is. Dis wie hulle is. Daar is nou 'n peiling geneem, was omtrent so 3 miljoen mense wat geprotesteer het in Engeland. Omtrent so 3 miljoen, ja, hierdie sare en goed in die lug. As omtrent so 3 miljoen mense wat nou geprotesteer het hierdie naweek in Engeland. En my vraag is, en wat nou? Wat gaan hulle nou doen? Hulle het geprotesteer en hulle het opgestaan vir Charlie Kirk en al sulke goed. Maar wat gaan hulle nou doen? Gaan hulle van Keir Starmer ontslaa raak? Gaan hulle van Khan, die burgemeester van Londen, ontslaa raak? Wat gaan hulle doen? Gaan hulle ontslaa raak van hierdie onwettige immigrante? Gaan Nigel Farage daar oorneem? Of is dit maar net nog 'n politieke game? In elk geval, in ander nuus, ou Robert Redford het ook gister afgesterf. Hy was 'n baie goeie akteur gewees, en hy het op 'n redelike ou ouderdom afgesterf. Ek het nie sy ouderdom gekry nie, maar hy het op 'n redelike ou ouderdom afgesterf. So, kom ons kyk gou 'n bietjie na ander nuus. Na ons ou landjie en sy korruptheid. Hierdie is nou nie korrup nie, hierdie is nou net wat gebeur, maar as jy nou net aan jouself dink, 5 jaar gelede was aanlyn dobbel in Suid-Afrika, 10,1 biljoen, aanlyn dobbel, 10,1 biljoen rand. Wag 'n bietjie, dis nog nie erg nie. 5 jaar vorentoe, hier waar ons nou is die aanlyn weddenskappe en dobbel in Suid-Afrika 152,6 biljoen. 152,6 biljoen rand. Dis totaal en al korrupsie daai, ek kan dit net sweer. 'n 1,5 ton replika van Paul Creer se standbeeld is op pad Oranje toe. Oranje is nie Pretoria nie. Paul Creer het niks te doen gehad met Oranje of Oranje se geskiedenis nie. Niks. Hy het net te doen gehad met Suid-Afrikaanse geskiedenis en boeregeskiedenis. En aan die einde van die dag, soveel respek soos ek hom gehad het in die Anglo-Boereoorlog, was Paul Creer te swak om nee te sê vir die Engelse. En julle weet wat met hom gebeur het. Hy is verban. As ek die Suid-Afrikaanse leier was op daardie stadium, sou ek gebeklei het tot die bitter einde. Hulle sou my moes doodskiet. Kyk hierso. Die Daily Investor sê Rama is besig om beheer te verloor oor die land en oor die regering. Ons weet dat hy is flipping useless. En Mashatile sê die regering is besig om beheer te verloor oor werkloosheid. Wag 'n bietjie, Matashile. Wag 'n bietjie. Jou 2 seuns het tenders gekry van 91 miljoen rand om die veiligheid by 37 hospitale op te skerp. Waar is die geld? Want die hospitale, miskien is dit hospitale. Die hospitale is nog steeds in die moeilikheid. So waar is daar 91 miljoen? Tenders aan kinders. Tenders aan kinders. Hierdie is 'n interessante stukkie nuus. Die Madlanga Kommissie is nou geopen in Pretoria. Hierdie ouens gaan nou ondersoek doen na politiese en kriminele inmenging in ons justisie.
As hulle hulle job reg doen, en as hulle nie gekeer word nie, gaan hulle agterkom hoe korrup is ons regstelsel op hierdie stadium. Dit is totaal en al korrup en uitverkoop. Totaal en al. Maar as twee woorde daar, die een is Engels en die een is swart, Mad Langa. Ek dink dis wat dit gaan wees, Mad Langa. Ek dink hulle gaan aan hulle neuse rondgelei word, hierdie ouens, maar in elk geval. Die DA wil nou hê, daar moet nou 'n ondersoek geloods word na Matashile se 2 seuns. Politieke games. Politieke games. Maar die DA wil ook hê dat onwettige buitelanders, onwettige immigrante gehelp word by ons nasionale regeringshospitale en klinieke. Die DA wil dit hê. Dink julle dat die DA is aan julle kant, diegene wat nou nog DA stem? Ek het dit al op koffie met brood gesê en ek sal dit weer sê. As jy deel is van iets soos Toekomsvonk, Patriote, Vryheidsfront Plus, Solidariteit, AfriForum, die DA. As jy deel is daarvan, as jy wil geld gee, is jy 'n spesiale tipe stupid. Hoor wat ek vir jou sê. Jy is onnosel en jy is onnosel verby. Kyk hierdie, 'n syndikaat waar Ramapalais se neef gearresteer is, het blykbaar 326 miljoen rand van die staat gesteel. Ramapalais se neef is betrokke, familie is betrokke. Hierdie ouens is letterlik varke waarvan Sine van Rensburg gepraat het. Swart en wit varke, wat by die trog vreet, dat die, ek wil dit nou nie, julle kan die prentjie vir julleself uitskets. Om alles te kroon, het Klerksdorp se mediese verbrandingsmaatskappy, wat sal ons dit noem? Mediese afvalverbrandingsaanleg, die regte Afrikaans praat, het afgebrand. Dit is nie ironies nie. Die aanleg wat die mediese afval moet uitbrand, het afgebrand. En hierdie ouens het 800 ton mediese afval per maand verwerk. 800 ton. Dis naalde, dis you name it, al hierdie goed. Die goed was tot as verbrand gewees en dan natuurlik by stortingsterreine, sekere stortingsterreine is dit geberre in die grond. Ons moet op 'n beter manier kry vir die goed. Maar in elk geval, dit is verbrand. En die aanleg het afgebrand. So dis net nog 'n ding wat in sy myn is in ons land. Wat nou? Wie gaan nou 'n nuwe aanleg bou? Waar gaan hulle die geld kry vir daai aanleg? Hoe vinnig gaan hulle daai aanleg kan bou? Hulle gaan nie. Die Suid-Afrikaanse skuldmonitor, daar's 'n skuldmonitor. Reg oor die wêreld is daar so iets wat lande se skuld monitor. Presies wat die ding sê. Ons skuldmonitor sê ons buitelandse skuld groei met R5.000 per sekonde. Soos wat ek hierso praat, so klik hy ding oor. R5.000, 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 R5.000. Ons staan nou op, as ek dit nou mooi reg lees en nie nou so Zuma lees nie, op 4.637 biljoen, en as ek dit nou reg verstaan, is dit 4,637 triljoen in skuld. As ek nou my syfers reg gedoen het daarso. 4.000 biljoen dink ek is, of 1.000 biljoen dink ek is 'n triljoen. Ek dink so. 4.637 biljoen is 4,637 triljoen skuld wat Suid-Afrika het. Maar hier is die goeie nuus van die skuld. Wanneer mens oorneem, die skuld bly by die moeder. Met ander woorde, wie gaan hierdie geld skuld vir die internasionale monetaire fonds of ander instansies wat hierdie geld vir die ANC regering geleen het? Wie gaan die geld moet teruggee? Nie die Suid-Afrikaners of die nuwe bewegings nie. Nee, die ANC. So ek worry nie oor die skuld nie. Ek worry glad nie oor die skuld nie.
Hierdie afgelope maand het ons 4 plaasaanvalle gesien. Die een plaasaanval was buitekant Zastron op een van die plase gewees. Ek dink die plaas se naam was Asvolkrans. Hulle kan flip en bly wees. Hulle het nie Steyn van Ronge se plaas aangeval nie. Die leier van die AWB. Dit sou die domste houtkoppe in die wêreld gewees het as hulle Steyn van Ronge se plaas aangeval het. Steyn van Ronge het wagte wat daar rondloop. En daai ouens vra nie. Hoe weet ek dit? Ek was daar. En hy is net buitekant Zastron. En die Zastron aanval, dink ek was die 3de of die 4de aanval op 'n plaas hierdie afgelope maand, en die maand is nog nie verby nie. Moenie dink hulle slaap nie. Hulle wil boere uitmoor. Luister na hierdie ene. Mal Emmertjie. Mal Emmertjie besit grond ter waarde van 21,6 miljoen. Hierdie politieke aktivis wat skree kill the boer. Hy besit 21,6 miljoen in grond. Wel nie vir baie lank nie. Nie vir baie lank nie, hoor wat ek julle sê. Wat het ek nog wat Suid-Afrika aanbetref? Daar het ek alles gesê, daar het ek gesê. Hierso. 'n Vlootoffisier, ek weet nou nie of dit net weer 'n foefie is nie of wat nie. 'n Vlootoffisier het Ramaplakkertjie 48 uur gegee om te bedank. Hy is die tweede een in die weermag wat sy mond oopmaak teen Ramaplakker. En hy het vir Rama 48 uur gegee om te bedank. Ek glo teen môre middag sal Ramaplakkertjie nog steeds die president wees van Suid-Afrika. Dit is maar net 'n politieke game, dis al. Hierdie ouens kan niks regkry nie. Jy sien, die hele storie agter die storie is die wenner van hierdie hele ding is die ou met die groot stok. Dis altyd hoe dit werk. Die ou met die groot stok is die ou wat die spel wen. En dit is waar ons moet kom, ons moet die groot stok hê. As soveel mense wat saamstem met die federale alliansie se beleid, sekere leiers, sekere konings, wat sê, ja, dit kan nie anders nie, daar is nie 'n ander uitweg nie, dis net die federale alliansie. Maar flip het, hierdie ouens doen niks daaromtrent om vir ons die fondse te kry wat ons nodig het. Ek dink dit gaan uit die hemel uitreën. En ek het nou 'n ding met Vader, ek het nou soveel goed voorberei al, dit loop by my ore uit. Van militêre voorsienigheid tot kosvoorsienigheid en sekuriteit en hoe om ons aandelemarkte beveilig wanneer die tyd kom. Daar's groot vrae wat gevra word, mense. Wat daarvan as daar 'n biologiese aanval is op Suid-Afrika? Hoe gaan ons dit hanteer? Daar's allerlei goed wat beskerming nodig het en wat reaksie nodig het. Hoe gaan ons die internet beskerm en al sulke goed? Hoeveel groepe vra daardie vraag? Ek vra myself die vraag af. Hoeveel boeregroepe vra daardie vraag? Die kernvraag, die belangrike vraag. Ons neem oor, wat dan? Wat dan? Jy neem oor, wat dan? Daar's nie kos op Checkers se rakke nie op Pick n Pay se rakke nie. Want daar's nie voedselsekuriteit nie. Hierdie ouens is te bang om enigiets te doen. Hulle weet nie wat met die land gaan gebeur nie. So al hierdie kwelpunte word gedek en beantwoord deur die federale alliansie van Suid-Afrika. Vertel julle mense van ons in julle werksplekke, laat hulle aansluit by ons. Ek doen 'n beroep op julle om aan te sluit. Daar's mense wat koffie met brood kyk, julle sluit glad nie aan nie. Dis net vir julle net nog 'n nuusplek, 'n plek van nuus kry. Maar julle verstaan nie hoe dringend noodsaaklik dit vir ons is om by 'n plek te kom waar ons hierdie land kan draai nie. Ek het gesien op die een groep het een van 'n poepel weer sy mond uitgespoel oor my ander video. Maar hy is 'n donkie op 'n stronthoop, want hy weet nie wat aangaan nie. Dis wat ons kry onder ons eie mense
is idioote. Ag, julle sal niks kan regkry nie. Nee, ek het ook nie 'n plan nie, maar julle plan sal ook nie werk nie. Daai is die domkom in Afrikaner, of die domkom, ja, ons het domkom in boere ook. Daai is die dommes, die dom mense. Daai spesiale tipe stupids. Hulle het nooit 'n plan nie, hulle het nooit iets goeds om te sê nie, en hulle weet nie wat om te doen eintlik aan die einde van die dag nie. Dis die tipe mense wat jy glad nie wil deel hê van enige regerende struktuur nie. So, dit is wat dit is. Dis Woensdagmiddag, ons is vryburgers, boere Afrikaners. Dis die middel van die maand. Sluit aan by die Federale Alliansie. OK? Saam met God maak eendrag mag, as nie 'n ander manier nie. Ek hoop om môre weer 'n videoetjie uit te sit, 'n ander videoetjie. Interessant genoeg het Dr. Sean Stewart so 'n Engelse berig geplaas oor die hele storie, maar ek het so daarvan gehou dat ek hierdie ding gaan vertaal in Afrikaans en dit uitsaai, want dis iets fantasties goeds. Dis baie goed en ek gaan dit aanpas by ons by die Federale Alliansie. Goed. 'n Fantastiese middag vir julle almal verder. Alles wat mooi is.